So, nou is ons in Bloemfontein. Charlotte later van die silo na kantoor binne in die stad geskuif en ons het in Langefontein gaan bly en ek het by 'n salon begin en stadig aan maar weer my boek gebou. Maar ons ou dogtertjie, ag shame, sy het vreeslik koliek gehad. Ons het regtig min geslaap met haar en net 'n verkouetjie, dan is dit in die keel en dan is dit in die bors en ja, so ons het min geslaap, baie dokters. Dis die kort en die lank. Bloemfontein was 'n tawwe tyd. Maar wat, ons is daardeur. Ons het dit gemaak. Op 'n dag het die company vir Shaw gesê, wel vir hulle almal wat daar gewerk het gesê, hulle gaan die kantoor in Bloemfontein toemaak en hulle kan hulle in Pretoria akkommodeer, so ons kan Pretoria toe skuif of anders moet hulle maar uitkyk vir iets anders. En ons het 'n 1-jarige babatjie of dogtertjie. Ons het geen ondersteuningsnetwerk in Pretoria nie. Ons sien nie kans vir dit nie. So Charlotte besluit hy gaan maar hier in die omgewing kyk, waar ons nader aan ons support system is. En ja, so ons pak maar weer alles op, pak die huis op, pak die salon op, en Shaw kry 'n pos in Kimberley. So ons trek Kimberley toe. Dit is daarom baie sentraal, dis naby genoeg, daar's Hartswater kliënte, Jan Kempdorp mense wat hiernatoe ry, daar's Jacobsdal ouens, so daar's daarom mense wat ek ken, en ek begin by 'n salon wat ek my eie stoel huur en so begin ek maar weer van voor af my kliëntebasis bou. Maar Anri, sy sukkel regtig met haar gesondheid en ons is vandag kry sy koors, môre is ons in die hospitaal. Dit was amper so ritueel van, jy weet, antibiotika en net ons is net 'n entjie af en dan is dit weer en dit is mos eintlik maar soos hulle sê crash syndroom. So jy, ja, net as jy vir haar gesondheid, dan steek sy weer by die ander aan en dit was taaf. Om die bitterlik min te slaap in die nag en môre vol dag en maar ja, gelukkig, mens kry hulle groot. Sy was allergies vir alles, koring, suiker, melk. Ek weet nie eintlik hoe ons haar groot gekry het en op wat nie. En dit was taaf op 'n stadium want ons moes letterlik alles uit haar dieet uitsny. Maar ja, dissipline is altyd 'n goeie ding. En ja, Charlotte het 'n rukkie daar gewerk by hierdie nuwe company en toe het hulle kom laat weet maar hulle gaan moet afskaal en hulle kan hom ongelukkig nie meer akkommodeer nie. En ons sit met 'n kind wat gedurig in die hospitaal is, geweldige mediese uitgawes. Ek is maar nog redelik nuut in die dorp, so 'n mens bou nog jou besigheid. Ek onthou dit moes hier rondom 2005-2006 gewees het, wat ons daai spesifieke jaar buiten wat die mediese fonds nie kon betaal nie, was R23.500 wat ons uit ons sakke uit moes betaal en dit terwyl jou man sy werk verloor het, terwyl jy met 'n nuwe besigheid begin het, jy weet 'n nuwe salon en ja, maar die Here dra jou, hy dra jou deur dit. En Shaw besluit toe, hy gaan 'n waantjie besigheid begin. Hy gaan kry toe 'n lening en hy begin 'n waantjie besigheid. En dit gaan goed. Dit gaan baie goed. My salon tel op, sy waantjie besigheid raak al besiger en naderhand besluit ons maar, ons het huis hier, ons het hier vir die waantjies, ons het hier vir die salon, weet die spasie waar ek nou hier, as ons al daai bymekaar kan sit, dan kan ons huis koop. En die Here het 'n wonderlike plek vir ons uitgesit, met 'n reuse sypaadjie waar ons die waantjies kan afhak en weet aanhak en het 'n plek waar Shell sy besigheid kan doen, 'n woonstel waar ek
het langs die huis waar ek kan my haarsalon inrig en ons is sommer by die huis, jy weet ook vir as ander nou daar is en so. So ag die Here is voorsien en dit gaan goed en Sjaal se besigheid groei en groei en groei so dat ons naderhand besluit, maar ons moet nog waantjies aankoop want die aanvraag is net te groot. En ja, dat miskien is dit nou tyd om met 'n tweede kind te begin. En daarvan vertel ek julle meer in die volgende video.